Daniel maak 'n groot ontdekking. Ek wonder of u al daaraan gedink het. Waaroor het Daniel so vasberade gebid, dat hy in Daniel hoofstuk 6 in die leeukuil gewerp word? Hy was so oorgegee aan gebed, aan 'n saak waaroor hy gebid het, dat hy selfs bereid was om eerder deur leeu's opgevreet te word, as om op te hou bid. In die oggend, in die middag en in die aand het Daniel gebid voortdurend. Dit was so bekend dat sy kollegas geweet het, Daniel is 'n bidder. Die vraag is, waaroor het hy so gebid, dat hy bereid was om deur leeu's opgevreet te word, maar bid sal hy bid. Hy sal nie vir 30 dae 'n wet van Meders en Perse eers laat ophou nie. Hy sal bid. Ons het hier gelees in versie 1, dat dit in die eerste jaar van koning Darius was, wat Daniel hierdie ontdekking gemaak het. Wie was die koning wat die wet van Meders en Perse uitgevaar het, wat daar by die leeukuil vir Daniel kom vra het, Daniel, het jou God jou verlos? Was hy in staat om jou te verlos van die leeu's? Dit was Darius. Darius wou hierdie landvoogde in die begin van sy regering opstel, toe hy oorgeneem het in die Galdeerse ryk, toe hy Babel ontvang het as sy hoofstad, toe hy by Belsasar oorgeneem het, en in die begin van sy regering het hy hierdie wet van Meders en Perse uitgevaardig. Dis waar ons onsself nou in die geskiedenis vind, in die eerste jaar van koning Darius. Hier sien ons die gebed van Daniel. Wat is hier die gebed wat hy gebid het, wat hy selfs die vensters van die hemel, of die vensters van sy kamer oopgemaak het in die rigting van Jerusalem? Hy het sy gebed vir ons neergeskryf, nadat hy hierdie groot ontdekking gemaak het. Dit het sy hele lewe oorgeneem. Hierdie ontdekking het sy lewe, sy gedagtes gevange geneem, dat hy nie anders kon as om daardeur bemoei te word en om handelend op te tree. Die eerste wat ek vanaand vir u wil noem, is Daniel het sy groot ontdekking in God se woord gemaak. In die eerste jaar van sy regering het ek Daniel in die boeke gemerk, dit is vers 2, dat die getal jare waaroor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het met betrekking tot die puinhope van Jerusalem, 70 volle jare is. My vriende, Daniel en Jeremia was tydgenote. Jeremia was natuurlik 'n bietjie ouer as Daniel. Toe Daniel 'n jong seentjie in Jerusalem was, 10, 11, 12, nog voordat hy weggevoer was in ballingskap op die ouderdom van 14, was die profeet in Jerusalem niemand anders as Jeremia. Daniel sou dus bekend gewees het met Jeremia. Dis hoogwaarskynlik dat Daniel as 'n klein seentjie op die pleine Jeremia moes hoor profeteer. Hy moes Jeremia al met sy eie oë gesien het, hoe hy daar in Jerusalem, of dit by die tempel of op die markpleine of voor die paleis van die koning was, maar daar het Jeremia geprofeteer. En as 'n mens na die geskiedenis gaan kyk oor wanneer het Jeremia wat gesê, dan is dit duidelik dat daar sekere woorde is wat Daniel as 'n jong seun dalk moes hoor terwyl hy nog nie in ballingskap weggevoer was nie, maar nog daar in Jerusalem was. En as Daniel dalk stil geword het in sy gebedstyd,
dan kan hy terugdink aan hoe Jeremia geprofeteer het. In Jeremia 2 vers 13, want my volk het 2 verkeerde dinge gedoen. My, die fontein van lewende water, het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke wat geen water hou nie. O, en hoe sou dit nie in Daniël se gemoed geweergalm het nie? Dalk het hy die woorde van Jeremia 3 vers 7 onthou en het dit in sy gemoed gemaal, wanneer Jeremia geprofeteer het en gesê het, keer terug na my. Jeremia 3 vers 12, keer terug, o afkeerige Israel, spreek die Here, ek sal jou nie donker aankyk nie. Wat van Jeremia 3 vers 14, keer terug, o afkeerige Israel, spreek die Here. 'n Jong Daniël, wat hierdie woorde gehoor het, maar helaas, Jerusalem het haarself tot God nie bekeer nie. Maar eerder hulle ore toegestop vir die profeet Jeremia, hom eerder verdruk, hom eerder beledig, hom eerder in die gevangenis gewerp. Nee, hulle het nie na Jerusalem, hulle het nie na Jeremia geluister nie. Maar Jeremia het aangehou pleit en aangehou pleit. Uiteindelik is die ballinge in ballingskap weggevoer en Jeremia het nie homself daarin verlekker en te sê, ek het julle gewaarsku, ek het vir julle gesê, maar julle wou nie, luister nie, nee. Die profeet Jeremia het toe 'n brief aan die ballinge geskryf, om die wil van God aan hulle bekend te maak. En dit is in die Bybel die brief wat Jeremia geskryf het. Dit is Jeremia, die baie bekende hoofstuk 29. Hoofstuk 29 is die woorde van Jeremia. Hoor wat sê vers 1, en dit is die woorde van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het, na die nog lewende oudstes van die ballinge, en na die priesters van die profete, en na die hele volk wat Nebukadneser uit Jerusalem in ballingskap weggevoer het, na Babel toe. 'n Brief wat die profeet Jeremia aan hulle geskryf het. En dan ken u nou natuurlik die baie bekende woorde van Jeremia 29 vers 11. Want ek weet wat gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Hierdie woorde vorm deel uit van die brief wat Jeremia aan die ballinge in Babel gestuur het, om aan hulle die wil van God bekend te maak. Maar wat is die vers? Net voor vers 11. Die woorde van vers 10 sê, want so sê die Here, as eers 70 jaar vir Babel verby is, sal ek op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul om julle na hierdie plek terug te bring, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Hierdie woorde is binne konteks rondom God se wil vir Jerusalem, dat hy hulle weer wil terugbring, maar dat hulle 70 jaar sal boet. 70 jaar sal hulle in ballingskap wees. Die vraag nou is, waarom 70 jaar? Hierdie is die ontdekking wat Daniël gemaak het, dat die volk vir 70 jaar, as u Jeremia 25 lees, sal u dit ook sien, dis wat hy ontdek het in die profeet Jeremia se geskrifte, dat 70 jaar oor die volk uitgeroep is, waarin hulle die koning van Babel sal dien, maar die vraag is, waarom vir 70 jaar? Die antwoord vind u in Levitikus 26. Nadat die Here die seën en die vloek aan hierdie volk voorgehou het,
sê die Here in Levitikus 26, vers 31 tot 35 hierdie volgende woorde. En ek sal julle stede pynhope maak, en julle heiligdomme verwoes, en julle lieflike geur nie ruik nie. Ja, ek self sal die land verwoes, sodat julle vyande wat daarin gaan woon, daaroor verstom sal wees en sal staan. En ek sal julle onder die volke verstrooi en 'n swaard agter julle uittrek, en julle land sal 'n wildernis en julle stede pynhope word. En dan vers 34, dan sal die land vir sy sabbate vergoeding kry. Al die dae van sy verwoesting, terwyl julle in die land van julle vyande is, dan sal die land rus vir sy sabbate vergoeding gee. Al die dae van sy verwoesting sal dit rus, die rus wat dit nie gehaat het in julle sabbate toe julle daarin gewoon het nie. Hoor jy wat staan hier? Hier staan dat God die sabbate van Israel sal terugeis. Die vraag is, waarom 70 jaar? Vriende, 70 jaar is die volle som totaal van die sabbate wat God van Israel moet eis. Hulle het 1 keer 'n week 'n rusdag gehad. Hulle het elke 7 jaar, 6 jaar werk hulle, en die 7de jaar moet 'n rusjaar wees. En 7 weke wat na 49 jaar verwys, as u nou ook Levitikus gaan lees, Levitikus 25 vers 8 tot 9, dan sal u sien elke 50ste jaar moet 'n jaar van verlossing, 'n jaar van vrylating wees, 'n jaar waarin hulle die slawe moet laat gaan. So hulle het elke week 'n Sabbat gehad, hulle het elke 7de jaar 'n Sabbatsjaar gehad, hulle het elke 50ste jaar 'n jubeljaar gehad, 'n jaar van vrylating en genade, maar Israel het hulle afgevee aan die Here. Hulle het nie die sabbate wat die Here vir hulle gegee het onderhou nie. Hulle het nie hulle land laat rus nie. Vir 6 jaar kon hulle geploeg het en geplant het en gewerk het, maar 'n 7de jaar moes hulle die land laat rus, en hulle het nooit die land laat rus soos God hulle die opdrag gegee het nie, en God het 70 jaar oor hulle uitgeroep, dat die land sal rus vir die tyd wat hulle gewerk het, in plaas daar dat hulle gerus het. Hulle kon dalk gedink het hier na jaar 1, nee wat, dit lyk nie of God enige iets sien nie. Want ons het nou gewerk terwyl ons moes rus. En dalk by die volgende geleentheid, 'n tweede geleentheid, 'n derde geleentheid, 'n vierde geleentheid, nee wat, dit lyk vir my God sien nie raak nie. Terwyl hulle nie daarvan bewus was dat God besig was om boek te hou. Die profeet Jeremia sê God is wakker oor sy woord. Ons het hier gelees in die boek Daniël dat God is wakker oor die onheil. Hy het noukeurig neergeskryf hoe hulle sy wet en sy verordeninge verontagsaam en nie gedoen wat hy sê nie. Vir baie jare kon die volk dalk daarmee weggekom het, maar uiteindelik het hulle ongeregtigheid hulle ingehaal. Onder God se verdraagsaamheid het hy hulle 'n geleentheid gegee om hulle te bekeer, maar helaas hulle dit nie gedoen nie. My vriende, dit laat my dink aan mense ook maar vandag as ons hierdie beeld wat hier uitkom gebruik, hoe mense werk, hulle verag die dag van die Here, hulle gee nie om vir dit wat hy ingestel het, dat jy rus ook nodig het, 1 dag behoort aan die Here, uit 7 is 1 dag syne, hulle verag dit, hulle gaan voort met hulle normale gang. En dan uiteindelik, hier as die jare aanbreek, hulle dink God het nie raak gesien nie, hulle dink hulle liggaam het dit nie gemerk nie, dan hier in hulle later jare, dan konk hulle liggaam in, van al die spanning, van al die bekommernisse,
Omdat hulle nie die rus van God geneem het nie. Hulle die dag van die Here verag. Dit was vir hulle 'n pretdag, dit was vir hulle 'n werksdag, dit was vir hulle 'n plesierdag. Hulle het nie aangegee op die woord van die Here nie. En dan kan hulle later jare nie verstaan hoekom hulle liggame, hoekom dit ingee nie. Nooit die rus wat die Here vir die liggaam bestel het geneem nie. Ek sê nie almal wat op hulle ou dag oud raak het nie hulle sabbate, hulle rusdae gehou nie. Maar wat ek wel sê, God het ons so gemaak dat ons rus nodig het en ons vier dit op die dag van die Here, dis sy dag. Maar die volk het die dag van die Here verag. Hulle het nie daarvoor omgegee nie, hulle beursie was belangriker om meer winste te maak. Ons kan nie die besigheid nou toemaak nie. Ons moet meer geld maak, ons moet meer winste maak. En Daniël maak 'n ontdekking in die woord van God, dat hulle elke Sabbat, elke rusdag, elke rusjaar, elke jubeljaar, wat hulle nie gehou het nie, sal terugbetaal. Hy maak 'n ontdekking van 70 jaar. En nou kom Daniël agter, hoorie maar, as ek na die horlosie kyk, as ek na die kalender kyk, dan blyk dit te wees dat hierdie 70 jaar amper voleindig is. As toe Jerusalem verwoes is en as die ballinge uit Jerusalem uitgedryf is, dan is die tyd nou naby dat hierdie 70 jaar verby moet wees. En dit dryf Daniël uiteindelik tot gebed. Hierdie ontdekking wat hy gemaak het, dat hulle besig is om terug te betaal 70 jaar in ballingskap, om die land Jerusalem te laat rus, die Israel te laat rus, vind ons nou in vers 3, hierdie ontdekking dryf hom tot vas en gebed. En ek het my aangesig tot die Here God gerig, om met vas en in roukleed en as, my aan gebed en smekinge te wy. Ek wil net so 4 komponente van Daniël se gebed aan U noem. In die eerste plek aanbidding. Kyk na vers 4. Hy begin deur te sê, groot en gedigte God. Dis merkwaardig om daarop te let dat Nehemia in Nehemia 1 vers 5 op dieselfde manier begin. Nehemia ook 'n balling wat uiteindelik in die koning se paleis gestaan het. Nehemia wat op dieselfde manier bid wanneer hy sê groote en gedigte God. Hierdie woord gedig in die oorspronklike taal beteken hy wat gevrees moet word. U sien, Israel het gedink, God is maar net soos hulle, sê die profete. Hulle het gedink, God sal maar oorsien en verskoon. Hulle kan lewe soos hulle wil, doen wat hulle wil, en God gaan dit maar net oorsien. Maar uiteindelik het die verdraagsaamheid van God uitgeloop en is hulle in ballingskap weggevoer. Al staan Noag, Job en Daniël voor God, sê die profeet Jeremia. God se verdraagsaamheid het uitgeloop en hulle word weggevoer in ballingskap. En nou sien hierdie ballinge uiteindelik met wie hulle te doen het. 'n God wat gevrees moet word, 'n God wat respek by die mens afdwing deur sy handelinge. Hy is nie sommer maar 'n hier jou of 'n ou man daarbo met 'n grys baard of sommer maar net 'n ou toppie so sommige na hom verwys nie. Hy is die groote en gedigte God, die God wat gevrees moet word. Hy begin in hierdie aanbidding teenoor hom deur te erken dat hierdie God is die lewende God, is die groote God, dat daar niemand is soos hy, dat daar niemand is wat met hom vergelyk kan word nie. Hy moet gevrees word. Ons sien dieselfde soort ondervinding in Dawid in 2 Samuel 6 vers 9. Hy daar rondgehop soos 'n kriek en uiteindelik
toe raak Isa aan die ark, en toe skeur die Here Isa in, hy het daar dood neergeval, en nou lees ons daar in 2 Samuel 6 vers 9, van daardie dag af, het Daniel bevrees geword. Dis eers as God sy krag openbaar, asof mense dan wakker skrik. Hulle doen wat hulle wil en lewe soos wat hulle wil, totdat God in toorn op hulle afkom, dan skrik hulle wakker. Geen wonder Hebreërs 10 vers 31 sê, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Waarom moet God eers 'n harde hand op mense se lewe lê? Waarom moet God eers moeilike, swaar omstandighede oor mense bring, voordat hulle ore oopgaan, om te sien dat hulle respek vir God moet hê? Waarom moet dit altyd so wees dat mense hom dan eers sal erken as die Almagtige, as hy swaar omstandighede oor hulle bring? Dan roep hulle tot die hemele, maar wanneer dit goed gaan, dan vergeet hulle God. Maar nou, Daniel in sy aanbidding erken hom as die groot en gedigte God. Maar kyk na vers 4, verder wat ons gelees het, hy erken hom as die God wat die verbond hou. Dit is soos wat 2 Timoteus 2 vers 13 ons leer, as mense ontrou is, God bly getrou. Daniel erken hierdeur dat hulle skuldig is aan verbondsverbreking. Die kontrak, die eed, wat hulle teenoor God ondergaan het en onderteken het met hulle lewens, het hulle gebreek. Hulle het afgedwaal van sy wet en van sy verordeninge, maar God hou die verbond. Hy bly getrou. Iemand het een keer gesê, as God ver van jou voel, raai wie het beweeg. Dis nie God wat beweeg nie. Hy bly getrou. Dis ons wat van hom wegbeweeg. Dis ons wat soos Jesaja 53 vers 6 sê, soos skape ons eie pad loop. Dis ons wat van hom af wegbeweeg. Hy bly getrou. Maar dan in vers 4 sien ons 'n derde eienskap van hierdie aanbidding, is dat God bly goed. Hy het altyd goedertierenheid. Jy weet, God kan die mens lank al een kant toe geskuif het, maar sy goedheid is altyd beskikbaar. Sy goedertierenheid wat hy oor ons uitsprei, hy sê, hy sal ons nie donker aankyk as ons na hom toe kom nie. Sy liefdesoë, sy goedheid, sy oop arms na ons as mens toe, om altyd uit te nooi, kom na my toe. In hierdie aanbidding erken Daniel dat God is die groote en gedigte God, wat die verbond hou en wat goed is, vol goedertierenheid. Maar dan gaan sy gebed oor na belydenis. Hy bely in vers 5 dat hulle teen God gesondig het. My vriend, jy kan net so 'n belydenis doen as jy in die teenwoordigheid van God inbeweeg het. Iemand wat hulle self regverdig. Iemand wat geen skuld in hulle dade en aksies sien nie, het nie 1 sekond in die teenwoordigheid van God spandeer nie. Iemand wat sê, ek is onskuldig, ek het niks verkeerd gedoen nie, maar nou probeer hulle nogal bietjie geestelik klink deur te sê, as ek miskien dalk iets verkeerd gedoen het, dan is ek jammer. Luister vriende, iemand wat so 'n belydenis maak, was nog nooit in die teenwoordigheid van God nie, want in die teenwoordigheid van God kan jy nie anders as om in die lig van sy heiligheid, soos in Jesaja hoofstuk 6, jou eie elende raak te sien nie. Dis in die teenwoordigheid van God waar daar nie doekies omgedraai kan word nie, waar jy God nie kan bluf nie, waar jy hom nie 'n rad voor die oë kan draai nie. Dis in die teenwoordigheid van God wat jy 'n belydenis soos vers 5 kan maak deur te sê, ons het gesondig. Daniel gaan so ver as om later te sê, selfs hy het gesondig
In vers 11 sien ons dat hulle gesondig het. Vers 5 gaan verder deur te sê, hulle het verkeerd gedoen. Hulle aksies was verkeerd. Kyk na vers 5, daar is 'n derde ding. Hulle het goddeloos gehandel. Hulle optrede was vry, verwyderd, weg, goddeloos, sonder God. Hulle het gelewe asof daar nie 'n God is nie. Israel in hulle handelswysheid opgetree asof God nie bestaan nie. Ja, hulle het tempeldiens gedoen. Ja, hulle het daar by die altaar bymekaar gekom en nuwe maane en feeste en allerhande makieties gehou, maar hulle lewenswandel het gewys dat hulle eintlik nie in God glo nie. Pragtige demonstrasies en rituele wat hulle kon hou, maar van maandag tot Saterdag het hulle bewys in hulle lewenswandel dat hulle eintlik goddeloos is, sonder hom. Kyk, vers 5 noem nog iets. Hulle het in opstand gekom. Dit praat van rebellie. Ons sien dit in die handelswyse van Israel met die profete. God praat, God pleit. Maar wat doen hulle met die profete? Hulle maak hulle dood. Daniël bely hierdie rebellie en dan nog in vers 5 dat hy bely ook dat hulle God se gebooie en van God se gebooie en verordeninge afgewyk het. Daar staan Joshua by die volk en sê, kies dan vandag wie julle gaan dien. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En die volk Israel sê, nee, maar ons sal ook die Here dien. En nadat Joshua dood is, het daar 'n geslag opgestaan wat die dinge van die Here wat hy gedoen het nie geken het nie. Hulle sê ons sal die Here dien, maar uiteindelik het hulle dit nie gedoen nie. Hulle het afgewyk van die verordeninge van die Here. Kyk na vers 6 wat ons gelees het. Kyk hoe bely hy. Hulle het nie na die profete geluister nie. U sien, daar was valse profete waarna hulle geluister het. Daar was hierdie saligsprekinge. Daar was hierdie goeie maanskyn en rose prediking. Nee, wat ons is God se volk, was daar valse profete. Niks sal met ons gebeur nie. God is aan ons kant. En dan kom die profete van die Here en sê, God gaan julle oordeel. Julle moet julle tot God bekeer. Dan stenig hulle daardie profete. Hulle kry vir hulle leraars om hulle in die gehoor te streel. Hierdie valse profete wat sê dit sal maar net goed gaan. En nou as jy Jeremia 29 gaan lees, dan sien jy dat Jeremia waarsku. Jy weet, die valse profete verbaas my so. Eers sê die valse profete, niks sal met ons gebeur nie. En dan sê die ware profete, nee, maar kyk, God gaan julle oordeel. En nou lees jy in Jeremia 29, nadat die ballingskap uiteindelik plaasgevind het, draai hierdie valse profete toe hulle storie net weer om. Toe kom die ware profesie van Jeremia en sê, bou vir julle huise, maak vrede met die inwoners van die land. Julle gaan vir 70 jaar daar wees. En wat doen die valse profete? Hulle sê, nee, dit sal nie 70 jaar wees nie. God gaan ons hier uitverlos, God gaan ons hier in help. Hy gaan ons help om hier uit te kom. Hy gaan die mag hier breek, hy gaan die mag van Babel verbreek. Hulle sê net weer die teenoorgestelde as wat die profete van God sê. Hulle het nie na die profete geluister nie. Vers 7 sê, dit het uiteindelik tot ontrouheid gelei. Ontrou teenoor die Here. Dis waarna Jakobus 4 vers 4 ook verwys, hierdie geestelike ontrou, geestelike egbreek. Twee verkeerde dinge gedoen. Hulle het vir hulle gebarste reënbakke uitgekap. En dan sê die Here in Jeremia 2, hulle het my die lewende water verlaat. Ontrou teenoor God.
Hulle het teen God opgestaan. Kyk wat sê vers 10. Hulle het nie na God se stem geluister nie. Vers 11 sê dat hulle die wet oortree het, dat hulle afgewyk het, sê vers 11. Vers 13 sê dat hulle God se aangesig nie om genade gesmeek nie. Alhoewel die profete tot hulle geroep het, vers 13 gaan verder deur te sê, hulle het hulle nie tot God bekeer nie. Vers 13 sê, hulle het nie ag gegee op die waarheid nie. Hulle het gesondig, hulle het verkeerd gedoen, hulle het goddeloos gewandel, hulle het in opstand gekom, hulle het van die gebooie en verordeninge van God afgewyk, hulle het nie na die profete geluister nie, hulle het ontrou geword, hulle het teen God opgestaan, hulle het nie na sy stem geluister nie, hulle het die wet oortree, hulle het daarvan afgewyk, hulle het God se aangesig nie om genade gesmeek nie, hulle het hulle nie tot God bekeer nie, en hulle het nie ag gegee op die waarheid nie. Daniël bely al hierdie dinge, want hy weet, dit is in elk geval oop en bloot voor God. Hy bely dit alles voor die Here. Maar hy gaan verder na hierdie belydenis en hy toon insig in sy gebed. In vers 7 sê hy eintlik vir die Here, Here, U was regverdig om ons te straf. Ons kom beskaming toe. Dis hierdie beskaming waarvan die Here reg deur die profete praat, dat hulle met Jerusalem sal spot. Dat dit 'n spot vir die nasie sal wees. Hierdie beskaming, hulle eie God het hulle in ballingskap weggevoer, maar hierdie insig toon hy nou, dat hulle verdien dit. Daar is niks om op te staan, dat hulle self kan regverdig nie. Dit is soos die rower aan die kruis, wat in Lukas 23 vers 41 sê, ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. Hy toon hierdie insig, dat God reg was om ons te straf, om ons in ballingskap weg te voer. Dit was geen sin onregverdig van hom nie. En dan erken hy 'n tweede ding. Hy erken dat God wakker is oor die onheil in vers 14. Mense mag dink dat God al hulle sonde maar net vergeet. In plaas dat hulle God om genade smeek en vergifnis van hulle sonde vra, maak hulle asof niks fout is nie. Die profete praat van mense wat sondig in hulle mond afvee en het afgaan asof niks fout is nie. Maar Daniël toon hierdie insig, dat God wakker is oor die onheil. Dit mag lyk onder die verdraagsaamheid van God, asof mense doen net wat hulle wil. Hulle leef soos hulle wil, en God sien dit nie raak nie. Hoeveel kinders van die Here is daar, wat partykeer sê, maar kyk hoe leef die goddelose wêreld. Hulle doen wat hulle wil, en niks kom hulle oor nie. Dit lyk inteendeel, of alles net beter met hulle gaan. Maar ons wat die Here dien, met ons gaan dit swaar. Daniël toon hierdie insig, dat God wakker is oor die onheil. Maar kyk verder wat hy ook erken, hierdie insig wat hy het in vers 11. Daarom is die vloek en die eed oor ons uitgestort wat geskrywe is in die wet van Moses. Omdat hulle teen God gesondig het, het God dood eenvoudig gedoen wat hy beloof het. Dit wat jy daar vind in Levitikus 26, daar in Deuteronomium, die laaste hoofstukke daarvan, hoofstuk 28 tot hoofstuk 30, waar hy uiteindelik sê, ek het julle die vloek en die seën voorgehou. Daniël erken dat die vloek oor hulle gekom het as gevolg van hulle eie ongehoorsaamheid en hulle eie bedrogvolle harte. Maar dan, in vers 9, toon Daniël ook die insig dat God 'n God van vergewing en barmhartigheid is, en dit lei hom tot hierdie smeking. Ons het 'n paar keer gelees in hierdie gedeelte dat God na sy smeking moet ag gee. In vers 17 na die gebed van u knegt en na sy smekinge. Kyk nou hoe smeek Daniël die Here. In vers 15 sien ons dat Daniël God herinner. Hy herinner hom aan sy sterke hand en hoe God Israel uit Egipte land uitgelei het.
Hy pleit by God, hy smeek God vir hierdie selfde reddende regterhand. Dat dieselfde hand wat Israel uit Egipteland uitgelei het, ook nou Israel na 70 jaar uit ballingskap uit sal lei terug na die beloofde land. Dis hierdie smeking wat in sy hart is, dat die naam van God verheerlik sal word. Daniël sê daar in vers 15, daai daad wat God in Egipteland gedoen het, het aan hom 'n naam gegee. Die volkere en die nasies het die God van Israel ontmoet en gesien dat hy 'n magtige God is wat kan verlos. Hy besit al mag om te verlos. En Daniël kom reken op hierdie God dat hy weer vir hom 'n naam onder die nasies sal maak. Daniël doen 'n beroep dat daardie befaamde en berugte God dit weer vir Israel sal kom doen. Hoor hoe smeek hy, hoor hoe pleit hy vra die Here in vers 16, dat die toren van Jerusalem afgewend sal word. Hy pleit in vers 17, dat God sy gebed sal hoor. Daniël gaan so ver as om te vra dat die Here asseblief sy ore en sy oë sal oopmaak om te hoor en te aanskou daar in vers 18. Daniël sê uiteindelik, Here, ek vra hierdie dinge nie, kyk dan na vers 18, ek vra hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie. Ons verdien u straf en u oordeel. Ons verdien u swaar hand van verdrukking op ons. In die lig van al ons ongeregtigheid, dat ons na u nie geluister het nie, dat ons u profete doodgemaak het, dat ons so vol van onsself was, dat ons afgode gedien het, dat ons u sabbate ontheilig het, dat ons volgens ons eie hart en begeertes gewandel het, dat ons oorspel gepleeg het, dat ons van u afgewyk het. Ons verdien u oordeel. Maar dan sê hy aan die einde van vers 18, nie omdat ons dit verdien nie, Here, maar in die lig van u barmhartigheid, van God se genade, en dan die uitroep, die hoogtepunt van Daniël se gebed in vers 19, hierdie klimaks, hierdie hoogtepunt van smeking, wanneer hy uitroep, Here, hoor! Here, vergeef! Here, merk op en doen dit, vertoef tog nie om u ontwil, my God, want u naam is oor u stad en u volk uitgeroep. Here, dit gaan oor u naam. Dit gaan nie hier oor my, Daniël, of oor Israel, dit gaan oor u naam. Om u naam ontwil. Hy pleit by God, hy sê vir die Here, Here, dis u stad, dis u volk, dis u saak hierdie Here. Hy pleit by die Here. Daniël se gebed, my vriende, is baie dinge. Dit is God gesentreerd. Dit is binne God se wil. Dit is skriftuurlik. Dis al hierdie dinge en meer, maar een ding wat dit verseker is, dis 'n hartroerende smeking tot God om genade. Uit 'n hart wat weet, Here, ek verdien, ons verdien alles wat oor ons kom. Al die onheil, al die verdrukking, al die swaarigheid, al die pes, al die ellende, al die droefheid, ons verdien dit. Maar 'n smeking tot God om genade. Die heel laaste, sy ontdekking lei tot die openbaring van die toekoms. My vriende, hierdie saak is so groot, is so wonderbaar. Die ontdekking van die toekoms. Dit is so belangrik dat dit selfs op ons van toepassing is vanaand. Dis so 'n groot ontdekking wat gemaak word toe die engel Gabriël aan hom verskyn het.
Meer daaroor volgende Sondag aand. O lieflik is u wonings hier, daar leerskare hoe begeer, my siel en hunker van verlange, om na Gods woning op te gaan, en in die tempel poort te staan, met u belinde lofgesange, my hart en vlees, o God roep luid, tot u wat lief verlangend uit. 'n Son en skuld is onze Heer, hy sal genade gee en eer, want hy word nooit sy woord onttrou nie. Hy sal aan almal wat opreg omdien en wandel in sy weg, die goeie nimmer meer onthou nie, welsalig